Goed, vandag is die storie van die disippels wat in ander tale gepraat het. So wat gebeur het, is, oom Koos het nou vir ons gelees, al die disippels, die deeltjie wat my nie gelees het nie, was bietjie vroeër in hoofstuk 1 van Handelinge, het al die disippels het in 'n kamer, hulle het so met die trappies opgeloop, en dan is daar 'n kamer bo op die huis. En hulle daar gekom en hulle het baie gebid, want Jesus het vir hulle gesê, julle moet daar wag in Jerusalem, tot die Heilige Gees gaan kom en dan gaan hy vir julle krag gee. En dan kan julle uitgaan en vir almal gaan vertel, Jesus het opgestaan en hy lewe weer en hy dood gegaan aan die kruis vir sondaars. En toe wag hulle daar en hulle bid en eendag, terwyl hulle daar by mekaar is, ewe skielik, toe kom daar wind, maar 'n sterk wind. En dit raas, dit is amper soos as jy by die see is en jy hoor die golwe maak so en so die wind gewaai, sterk rukwind is deur die huis gaan. En die gordyne waai by die vensters en hulle hare waai, want die wind is sterk en skielik toe kom ons sulke vlammetjies, soos vuur, maar dan's 'n vlammetjie so bo Petrus se kop en 'n vlammetjie bo Matteus se kop en 'n vlammetjie bo Jakobus se kop en 'n vlammetjie bo Johannes en Andreas en al die disippels. En toe begin hulle in ander lande se tale praat, toe die Heilige Gees op hulle kom. En hierdie een praat in Egipties, en daai een praat in Arabies. So dis ander tale wat ons, soos in ons land praat ons Zulu, of Engels, of Afrikaans, of Pedi, of Sesotho, of Venda, maar in daai plek het hulle daai tale gepraat van daai omgewings. En toe die mense wat nou in Jerusalem is, want hulle was daar vir 'n groot partytjie, 'n groot fees, om dankie te sê vir God, dat hy lank terug die Israeliete gered het uit Egipte. En terwyl hulle daar is, toe hoor almal hierdie geluid en hulle hardloop saam. Het julle al gesien, as julle in die kar ry, en skielik is daar klomp mense wat so staan, want daar's miskien iemand raak gery, wat gebeur? Ja, skuif op, laat Sari ook 'n plekkie het. As hy Sari kry vir jou 'n plekkie. En skuif maar jy ook op teer. Of Abraham, gaan nie nog plek wees vir Abraham hierso? Kyk, en vir Lizzie. Nee, nou gaan julle afval. Nou moet jy daar sit, Lizzie. En so as daar ongeluk is mos op die pad en almal kyk, wat gebeur as baie mense kyk? Dan wil nog mense gaan kyk, en dan wil nog mense gaan kyk, en dis dit gebeur het. So toe daai mense in Jerusalem hoor, hoe kom hy wind, toe hardloop almal saam en sê, wat gebeur? En toe hulle daar kom, toe hoor hulle, hoekom praat hulle in ons tale? Ons hoor hulle in die tale praat waar ons groot geword het. En toe lag party mense, ek dink hulle het bietjie te veel wyn gedrink. En toe staan Petrus op, sê, nee, luister vir my, al julle mense in Jerusalem, die kroeg is nog nie eens oop nie, waar moet hulle wyn kry? Hulle is nie dronk nie. Hierdie is presies wat Joël gesê het. Joël het lank terug gesê, en toe sit in die Bybel geskryf, dat eendag gaan God die Heilige Gees stuur, net soos wat reën uit die hemel kom, so gaan die Heilige Gees kom. En dan gaan hierdie mense God se woord praat. En selfs julle seuns en julle dogters, en selfs ou mense, hulle gaan droom, en God gaan met hulle praat. En so luister vir my, julle het vir Jesus doodgemaak. Julle het geweet hy is die seun van God. Hy het dit vir julle gewys, want hy het blinde mense laat sien. En hy het dowe mense laat hoor. En mense wat nie kon loop nie, het gespring soos 'n takbok. Want Jesus het hulle laat loop. En dooie mense het hy weer lewendig gemaak. Julle het hom doodgemaak. Maar dit was God se plan, dat Jesus ons kan red van ons sonde, en hy het opgestaan uit die dood, en waar is hy nou? Hy het hemel toe gegaan, en hy sit op die troon, laat almal moet weet, hierdie Jesus is die koning. Sjoe, en almal bly stil terwyl Petrus preek. En terwyl hy so preek,
toe gaan party mense so, en hulle begin huil, en hulle sê, nee, ons het hom Jesus doodgemaak, hoekom het ons dit gedoen? Nou weet ons nie, wat moet ons doen? God is kwaad vir ons oor ons sonde. Toe sê Petrus, sê vir God, julle is jammer. Gaan bid en sê vir hom, julle is jammer vir julle sonde. En glo in Jesus. Sê hulle ja. En toe sê hy, en dan moet julle gedoop word, want julle wil vir almal wys, Jesus het my hart skoon gewas van my sonde, en ek wil Jesus volg. En dan sal die Heilige Gees kom, God se belofte aan julle. Want hierdie Heilige Gees is vir julle, en dis vir julle kinders, en is vir die mense wat nog ver weg is, wat nog nie van Jesus gehoor het, maar almal wat in hom gaan glo, sal die Heilige Gees kry. En toe sê hulle, Petrus, ons glo. En toe sê nog een, ja, ons glo. En toe sê nog een, ja, en ek glo. En soos hulle in Jesus glo, toe sê Petrus, kom. En toe doop hulle die mense, toe word hulle deel van die kerk, weet julle. Daai mense in daai kerk was so bly. Hulle was so bly om nou by mekaar te wees, en om God se woord te hoor, en dat hulle saam gebid, en Jesus geprys, dat hy hulle gered het van hulle sonde. En dan bring hulle sommer pampoene kerk toe, en mielies, en aardappels, en plaarslaai, en vleis, dan deel hulle kos met mekaar. Jy lyk of jy nie kos het nie, jy kan van my kos kry. En dan deel hulle eet saam, en hulle is almal so bly om saam te wees, want hulle is God se kinders. Sal julle wil deel wees van daai familie? Ja. En hoe kan ons deel wees van God se familie? Wat sê jy? Van Jesus, as jy lief is vir Jesus, dan glo jy aan hom. Ja, as jy lief is vir Jesus, glo jy aan hom. En dan is jy deel van sy familie. So, wat wil die Here hê van bietjie ouer kinders en jonger kinders? Wat wil hy hê? Hy wil hê, wees lief vir hom en glo in hom. Julle kan gaan sit.